Die Buffelbul van Inyatikulu, episode 26. Larry word maandagoggend net na 5 wakker, met Luca wat langs haar kant van die bed regop staan. Dinge moet gebeur. Hy vertel dat hy en die manne reeds vir Goliat, die luislang, 4 uur vanoggend 'n lou warm rou hoendertjie gevoer het. Daarom nie een van die wat 10 minute tevore nog gelewe het en gister in die praktyk se agterplaas geskrob en saam met hulle troue gehou het nie. Nee, dit was een wat uit die winkel kom, in die vrieskas was en toe ontvries is. Die langman was honger, vertel Luca. Daarna het hulle hom in sy krat agter in die cruiserbakkie gelaai, waarna die chopper vir Carly en Zak op die stuk grond hier agter opgepik het om hulle Durban toe te neem. Die skip waarmee hulle tussen die eilande gaan rondvaar, vertrek uit Durban. Dis snaaks dat die chopper haar nie wakker gemaak het nie. So het jy darm okay geslaap, Larry? Dit alles kom saam met die reuk van koffie deur die nevels na Larry toe aan. Heerlik, dankie Luca, maar eintlik wil ek nog slaap. Nee, jy kan nie. Ongelukkig het ons uit tyd gehardloop. Ons moet ry. Larry trek die deken oor haar kop. Kan jy regtig so wreed wees om 'n vrou wat lekker slaap wakker te maak, Luca? Wie ek? Wreed? Nooit. Nee, slaap gerus maar verder. Ek laai jou met comforter en al agter in die bakkie, dan kan jy daar by ou Goliat die luislang gaan slaap. Maar moenie worry nie, hy sal niks doen nie, hy is darm in 'n krat. Luca maak asof hy daad by woord gaan voer en maak haar met stopdeken en al bymekaar om haar op te tel. Sy wring uit sy arms en sit regop teen die kussing. Nee, wag vir flaks, laat ek net eers daardie koffie drink, dan sal ek wakker genoeg wees om aan te trek. En hoe lank gaan dit jou neem? Die aantrek gedeelte? Vra Luca, want duidelik gaan die wakker word nie gou gebeur nie. Lala bak eiers en daarna gaan ons jag teen tyd, want ons moet ry tot by Ndlovu-Matlapa om vir Goliat by sy nuwe tuiste te besorg. Sy lig 'n hand en maak vingers oop. Daar is 5 van hulle. Okay, oor 5 minute is ek terug en dan laai ek vir jou met of sonder klere in die bakkie. Luca tel sy oornagsak op en stap daarmee deur toe, van waar hy omdraai en met ten minste 'n half dosyn stout duiweltjies in elke oog sê. En daarom het ons gisteraand toe blykbaar beter gedra as eergisteraand. En dit was miskien met moeite, maar ek het my gedra. Ja, ongelukkig so, Luca, sug sy. En nou die aand ook, dit was net 'n grap, ek het jou been getrek, daar het regtig niks tussen ons gebeur nie. Ek het so vermoed, ja. Ek was miskien 'n halwe zombie, maar ek is nog nie dood nie, jy weet. Baie en sy skik met homself voordat hy omdraai en begin wegstap. Ja nee, so praat 'n man wat homself en die wêreld rondom hom aldeur gekyk het. Hy vat die deur vas om dit agter hom toe te trek en toe draai hy om met sy wenkbroue in 'n verwarde vraagteken saamgetrek. Larry, het jy gesê, ongelukkig so? Sy het, maar laat hom maar aan die woorde dink. Hy moet maar wonder of sy dit bedoel het. Larry drink haar koffie klaar, waarna sy die beker hard op die bedkassie neersit. Kom aan, weg is jy, Luca, want ek wil badkamer toe gaan en ander klere aantrek. Okay, maar los jou naweeksak net daar op die bankie. Ek sal hom na ontbyt kom haal en in die bakkie laai. Hy maak 'n effense buiging en trek die deur uiteindelik toe. Larry klim met 'n sug uit die bed. Sy het voorwaar lekker geslaap, teen alle waarskynlikheid in, so waar hier reg langs Luca aan die slaap geraak en pas eers weer wakker geword. Gevolgtrekking, al stuur hy haar hart op 'n asemjaande en oorsuisende galop. Kan hulle self gedra? Hulle is mos groot mense,
volwassenes, jy weet. Of liewer, sy kan haarself gedra, want hy is duidelik nie so gepla met haar, as wat sy oor hom is nie. Larry kan spaak as sy moet, sien Luca, toe sy kort daarna by die groot kombuis van die praktyk instap, waar ander al sit en wag om ontbyt te eet, en sy lyk fantasties met haar denim langbroek, wit blouse en swart baadjie. Sy dra nie altyd grimering nie, miskien 'n titseltjie onderlaag, iets om haar oë en so 'n ligte veegie van kleur oor haar lippe. En Luca hou daarvan so. Hy kyk langer as wat hy moet. Hy weet dit en hy werk hard daarna aan sy oë om hulle van haar weg te skeer. Dit is iets wat hom altyd bang maak van die meeste vroumense. Die feit dat party van hulle glad nie herkenbaar is in die oggend nadat hy die aand tevore langs haar aan die slaap geraak het nie. En dan vat dit haar ongeveer 'n uur om weer amper te lyk soos wat sy gisteraand gelyk het. Hy het mos met broers groot geword. Hulle lyk soos wat hulle lyk, behalwe dat party van hulle die volgende oggend net 'n bietjie kleurvoller om die bek raak, as daar nie water naby is nie. Dit was nou toe hulle begin baard kry het, die 5 van hulle. En baardbekke is nie bekke wat hy wil soen nie, dankie, veral nie as dit nog nie met tandepaste en 'n borseltjie geskrob is nie. Maar Larry se mond sou hy vrek graag wou wakker soen, toe hy net nou met die koffie daar oor haar gebuk het. Maar ook iewers in die donker ure van die nag, toe hy wakker geword het en lank na haar slapende gesig geleen kyk het. Sy lyf het hom natuurlik in daardie stadium ongevraagd en ewe entoesiasties ingelig, dat as hy haar nou wakker soen en daarna in sy arms neem, dit die begin kan wees van 'n stomende aand om te onthou. 'n Aand wat dalk sy lewe vir altyd kan verander, as hy en sy dit sou toelaat. Maar dit sou dalk nie vir die beste gewees het nie, want dit het tot hom deurgedring, dat Larry waarskynlik sal skree en hom so hard sal klap, dat sy ore daarvan gaan tuit en die praktyk se dak sal lig. Hy is toe maar badkamer toe, waarna hy met die terugkom weer langs haar aan die slaap geraak het. Vir haar is dit waarskynlik dieselfde as om langs 'n broer op 'n bank te slaap. Waarskynlik so. Hy doen dit duidelik nie vir haar nie. Daarom dat hy kans sien om haar te terg, haar been te trek. Hy moet keer om nie te glimlag as hy nou weer dink aan die verontwaardige uitdrukking op haar gesig, toe hy gedreig het om haar agter in sy bakkie te laai en by Goliat op die matras te laat terugry nie. Genade, hy sal dit mos nooit doen nie, man. Dan moet sy maar eerder met haar kop op sy skoot lê en slaap. Wat waarskynlik sal maak, dat hy die verkeerde radstok gaan raakvat, en dan haal hulle in elk geval nie die plaas nie. Maar nou is sy wakker, en sy staan daar in die kombuisdeur, met haar naweeksak in haar regterhand. Sy dra haar eie bagasiebakkie toe, dankie, is die woorde wat daardie bokkie mooi bruin oë vir hom gooi. En hy trek die stoel langs hom uit om vir haar te wys dat sy by hom moet kom sit. Hy byt nie, gewoonlik nie. Sy ruik wonderlik. Hy wil haar nader trek en sy gesig in haar hare druk. Maar die praktyk se groot goue kat, Toet, het eerste opsie op haar geneem. Hy kom van iewers af aan, spring op en maak homself doodluiters op haar skoot tuis. En Larry se hande streel outomaties oor die goue pelsie. Sy krap agter die diertjie se oortjies, voordat sy afbuk en hom waps op die kop soen. Luca kan sweer hy lees in daardie goudgeel oë, wat hom nou so smik aankyk. Eat your heart out, groot veearts. Kry ek in 'n paar sekondes reg, wat jy nie in 1000 jaar van Sondag sal wag om te doen nie. Dit is nog donker buite en selfs vir Nelspruit se omgewing taamlik koel, toe hulle 'n halfuur later in die bakkie klim en wegry.
lekker met Larry hier reg langs hom in die bakkie. En sy is nou helder wakker. Hulle gesels land en sand. Hy wil weet oor haar lewe in Australië. Sy praat oor maters wat sy geken het, wat ook in Skukuza groot geword het, want hulle was mos saam met haar in Nelspruit in die skool. Dit was nie in Witrifuur en die Engelse se kinders nie, die Afrikaanse kinders was daar. En Luka weet van die meeste van hulle, selfs van die Engelse kinders ook, al was hulle 'n paar jaar jonger as hy. Wildtuinkinders ken mekaar. Luka ry reguit deur na Ndlovumatlapa, waar Pieter Conroy, sy vrou en Andrea Bettini al vir hulle staan en wag. Die man tel sy 2-rigting radio op en in 'n oogwenk kom daar nog 'n paar hande van iewers af aan om die 100 kg kolos te help aflaai. En Larry raak alweer besig met haar videokamera. Luka spuit die luislang 'n laaste keer in, iets teen infeksie en 'n ligte kalmeermiddel. Hy gaan dalk nie aanvanklik baie daarvan hou om 'n area so groot soos 'n enkel slaapkamer met 'n dier van sy soort te deel nie, al is dit 'n wyfie. Gelukkig het Pieter die rotsmeer aan die een kant self gebou en daar is vele donker hoekies en wegkruip grotte waarin 'n luislang soos hy kan gaan skuil, tot hy beter is en tot beter dae. Luka waarsku vir Larry dat daar 'n wyfie ook in die hok is. Sy moet mooi kyk waar sy staan en afneem. Maar Susie is nie vandag van plan om haarself vir die kamera te kom wys nie. Tevrede dat sy pasiënt na dese in die beste hande is, val hulle in die pad. Dit is naby 1 uur en Luka se afspraak met Jacomien, die wondsuster, is 2:30. So lekker as wat dit vir hom is om Larry by hom in die bakkie te hê, is dit een plek waarin hy haar nie gaan saamneem nie, veral nie vandag nie. Daarom ry hy reguit terug na Inyatikulu om haar te gaan aflaai. En hoe lyk die res van jou dag, Luka? Vra sy, kan ek vir jou 'n toebroodjie of iets maak om te eet? Nee, dankie, ek het 'n ander afspraak, antwoord hy vaag. En dankie dat jy saam met my by die trontroue was die naweek. Plesier. Maar Luka, eintlik moet ek vir jou dankie sê vir 'n baie opwindende naweek. Larry sluit haar huisie se deur oop en draai om. Jy gaan nie nou weer iets doen wat ek dalk op my kanaal kan gebruik nie. Iets waarvoor ek 'n kamera moet saamneem nie. Nee, Larry, glad nie. Luka stap terug na sy bakkie. Hy moet vinnig gaan stort en skoon klere aantrek voordat hy weer in die pad val. Maar Dirk wag hom by die bakkie in. Ek hoor jou ma het vir Larry ook genooi na hulle 60ste huweliksherdenking toe. Hoe laat ry julle môre? So 11 uur. Dit is mos darm nie 'n dagreis ver nie. Jissem en dankie Dirk. Waarvoor? Vra die man verbaas. Dit het alweer by my kop uitgewaai. My ma se trouherdenking, jong. Ek moet seker 'n geskenk of iets gaan soek op die dorp. Wat koop mens vir mense soos hulle wat eintlik alles het wat hulle reeds wil hê en niks meer nie? Nee, ek weet nie, antwoord Dirk. Ek soek ook mos nie meer goeders nie. Voorstel, wat van drank en mozzarella kaas en heuning? Drank, mozzarella kaas met heuning? Klink interessant, ek het nie geweet, mense doen dit so nie. Nee man, hulle doen dit nie so nie. Dit is in 3 afsonderlike bottels. Die drank is in een, die heuning in nog een en die kaas in 'n ander een, sê Dirk. Maar die bottels is vreeslik mooi opgemaak en as jy dan 'n snybordjie met 'n mes vir die kaas en so 'n draai dingetjie bysit, dan maak dit 'n vreeslike mooi present. Dit klink vir my na 'n baie slim plan, Dirk, maar waar kry ek al daai goed waarvan jy praat? By my, sê Dirk. Iemand het dit die naweek hier aangebring en ek gaan die selefaan nie eers van die pakkie afhaal nie.
jy kan dit net so gebruik. Dankie, dit help my uit, so wat skuld ek jou, Dirk? Niks, jy kan dit verniet kry, onthou net dat jy dit saamneem. Dirk wys na die bakkie, so waarheen is jy nou weer op pad? Na die Dejaarplaas toe. Jacomien sal dalk my steke vir my uithaal, dis nou as dit haar hoogheid behaag. En as sy nie wil nie, haal ek dit môre self uit, want die wond lyk oukei, myns insiens. Maar nou sit die ding op so 'n verkeerde angle van die dangle, ek kan nie regtig daarby kom nie. Anders vra ek vir Geesie, of sal jy my help, Dirk? Nee, magtig man, laat Jacomien eers daarna kyk. Dirk staan terug en Luca sluit sy bakkie aan. Larry werk aan haar video's. Dit neem die beste deel van maandag op. Later die middag stap sy na die lodge om te gaan kyk wat Geesie doen. Maar Geesie het skaars 'n oomblik om met haar te praat. Sy draf stap tussen die kombuis en gaste wat pas ingekom het. Dit is alles jou skuld, Larry, dat dit skielik so dol gaan hier op Inyatikulu, roep Piet, Geesie se man, so in die verbygaan uit. Jou YouTube-kanaal maak dat die hele wêreld nou skielik op Inyatikulu wil kom draai. So jou bemarking werk, maar nou moet ons dalk nog mense kry om te help om al die werk wat hier ontstaan te doen. Wel, ek is mos nou hier om te help, sê Larry. Ja, alles goed en wel, maar waar was jy gister en oor die naweek en waar gaan jy miskien môre heen? Dit is nie regtige beskuldiging nie, maar natuurlik sit dit Larry aan die dink. Piet is reg. Oor haar koms en voor haar YouTube-kanaal was daar 'n ongekende rustigheid op Inyatikulu. Amper soos vakansie hou saam met die gaste vir hulle almal. En as die gaste vertrek, gaan hulle maar net aan om vakansie te hou. Nou is hier altyd mense wat kom en gaan. Die werkslading op hierdie twee mense het meer as verdubbel. Dit is hoekom Luca se ouers se 60ste troudag herdenkingfunksie die volgende dag nie op 'n beter tyd kon aanbreek nie. Daar by hulle aan tafel sit nie minder nie as 4 van die Willemses se oud kollegas by Sanparke. Daar is net een probleem. Almal het reeds afgetree en Larry vermoed nie een van hulle sal lus wees om op 'n klein plaasie in die klasserie te gaan lodge speel nie. Dit is nou totdat Larry so tussen die toesprake en die voorgereg en die hoofgereg deur kans kry om 'n paar woorde met die mooie Magda Pool te wissel. Magda, wat aan Luca se ander kant plaasgeneem het. Interessant, want dit was beslis nie die plek wat oorspronklik aan haar toegesê is nie. Dit het so gekom. Larry het haar sien instap. Dit was op die stadium toe Luca en sy jongste broer vir hulle iets te drinke by die kroegie gaan haal het. Miskien sou Larry weer dadelik weggekyk het, maar Magda se oë was op Luca en sy broer, waarna sy begin het om naamplaatjies deur te kyk. Sy het 'n verbyvlug gemaak op die plek waar Luca se naam gestaan het. Dit is mos die sitplek, reg langs Larry se. As sy nie op die oomblik daar gesit het nie, was dit dalk haar naamplaatjie wat die vrou geruil het. Maar Magda doodluiters die naam aan die ander kant van Luca opgetel en met hare omgeruil. Toe is sy na die kroegtoonbank om vir haar ook iets te gaan haal om te drink, waar sy net so terloops aan Luca se arm geraak het, en hy omgedraai het en vreeslik verras en seker bly ook gelyk het om haar te sien. Magda Pool, hierdie is Larry Sullivan, het Luca hulle aan mekaar voorgestel. Aangenaam, Larry het haar vriendelik gegroet. Ok, vriendelik en nuuskierig, want natuurlik wonder sy oor die vrou wat duidelik iewers 'n rol in Luca se lewe gespeel het. Sy standaard 5 juffrou Inskekuza kom dit toe uit, wat haar waarskynlik heel wat ouer maak as wat hy is. Maar dan is dit mos deesdae nogal moeilik om veral vroue se ouderdom te skat.
maar selfs al lyk sy hoe goed, is daar waarskynlik maklik 'n 12-14 jaar ouderdomsverskil tussen hulle. Wow, Larry probeer om ongemerk by Luka verby te loer. Sy wonder, kan juffrou Paul sowaar al 66 jaar oud wees? En juffrou Paul kyk terug na haar, asof hulle iewers in die verlede, hede of toekoms 'n man gedeel het, of een gaan deel. En Larry besluit daar en dan, hier moet sy bly, want iets kan baie, baie interessant word. Want tussen hulle sit Luka met sy arms nou oor sy bors gevou. Hy kyk na Larry en hy kyk na Magda en die uitdrukking op sy gesig wys, ek weet iets wat julle nog albei moet uitvind. Word vervolg.